Goeiemiddag. Ons het 'n wonderlike Sabbatdag gehad en ek glo u ook daar by die gemeente. Dis nou tyd vir Sabbatsluiting en ek het 'n paar gedagtes wat ek net met u wil deel. Ek wil praat oor een van die hoedanighede van die vrug van die Gees wat baie keer vrae ontlok. En dit gaan oor die goedheid van die Here. Voor ons begin, kom ons buig ons hoofde. Here Jesus, baie dankie dat ons die Sabbat saam kan sluit met die gedagte van 'n nuwe week wat voorlê. Dankie vir die wonderlike boodskappe wat ons hart verwarm het en wat ons deel van ons kan maak in hierdie nuwe onbekende week. Spreek nou tot ons en dankie dat u vir ons nou ook 'n boodskap sal gee in Jesus naam. Amen. Ek het besig met 'n reeks oor die hoedanighede, die 9 hoedanighede van die vrug van die Gees. En ek wil vanaand konsentreer net vinnig op die 5de of die 6de hoedanigheid, goedheid. Maar voordat ek daaroor gesels, kom ons kyk net na die vrug van die Gees, die 9 hoedanighede wat daar gesê word, en ek gaan oor elke hoedanigheid noem en dan dit omskryf. Dus die vrug van die Gees begin ek dit soos sê. So lyk 'n lewenspad vrug van 'n mens wie sy hart deur die Gees verander is. Liefde. 'n Dogter wat aanhou om te versorg, selfs al onthou haar pa haar glad nie meer nie. Vreugde. Die opregte lag wat soos warm kaggelvuur koue van eensaamheid verdryf. Vrede. Wanneer geloof harder praat as die stilte van die yskas. Geduld. Wanneer 'n werkgewer nie net kyk na die foute nie, maar ook na moontlikhede. Vriendelikheid. Die geduldige glimlag van die persoon wat kalm bly wanneer iemand met meer as 10 items hier voor hom of haar in die spoed 'n ry kom indruk. Goedheid, dis waaroor ons vanaand so 'n bietjie na gaan kyk. Wanneer jy ten spyte daarvan dat jy deur 'n nors en onvriendelike kelnerin bedien word, jy haar tog sal vergoed met 'n vriendelike glimlag en 'n rein voetjie. Getrouheid. Om elke oggend weer op te staan en aan te hou, al het jy gister seer gekry. Sagmoedigheid. Om ruimte te maak vir ander, om stikkend te wees sonder die vrees vir verwerping. Dan die laaste hoedanigheid van die vrug van die Gees is selfbeheersing. Om jou tong te beheer wanneer jou hart skreeu om te praat. Dan sê dit, onthou, daar bestaan geen reël teen hierdie dinge nie. Hoekom nie? Want dis eintlik die pad van heiligmaking wat ek en u moet stap. En ons in ons stryd op aarde as Christene het ons hierdie hoedanighede van die vrug nodig op ons pad van heiligmaking, om eendag in die hemel ten volle saam met ons medegelowiges te kan leef en Jesus te kan bid. Ek het onlangs 'n neurochirurg gaan sien vir 'n evaluasie van die ekstrale oor my nek en rug. Op die ekstrale is daar koelreste van 'n geweerskoot duidelik sigbaar van 'n paar jaar gelede toe ek geskiet is.
En daai ry koelreste is op my bolyf is van die linker skouer tot by die regter skouer. En terwyl die dokter die ekstrale bestudeer het, vra hy vir my wat die geskiedenis van die besering is. Ek vertel vir hom toe van die voorval dat ek geskiet is, en hy sê wel, daar's geen twyfel nie. Jy was regtig baie gelukkig. Jy kon dood gewees het. En op daardie gedagtes antwoord ek, ja, dokter, dit was beslis die lewende bewys van God se wonderwerk. Hy was so goed vir my, het ek bygevoeg. Ek was vir 'n oomblik heeltemal oorbluf deur die reaksie wat die dokter toegegee het. Ek was eintlik totaal stom geslaan. Sy reaksie was, wonderwerke? Ek sien jou opmerking as niks minder of anders as 'n klomp snert nie. Onsin. Wonderwerke. En dan voeg hy by, was my seun dan nie ook 'n Christen toe hy verlede jaar in 'n motorongeluk gesterf het nie? Hoekom het die Here nie 'n wonderwerk gedoen in my kind se lewe om te red nie? Hoekom is dit dan so dat jy so spesiaal is dat die Here jou in 'n wonderwerkkampsdag gered het? Die dokter se reaksie op wat ek oor my wonderwerk en geloof gesê het 'n lang gesprek toe begin. Gelukkig het die Here my kalm gehou. Met 'n biddende hart het ek met hom gepraat en ek het gesien, hier's 'n persoon wat seer gekry het. Ons het omtrent soos 45 minute lank gesels voordat hy ooit gekyk het na die rede hoekom ek hom besoek het. En ons het gepraat vir 45 minute lank oor wonderwerke en mites rondom wonderwerke. Nou, ek gaan nou nie vanaand die gesprek herhaal wat ek en die dokter gevoer het nie. Ek besef natuurlik dat ons lank kan gesels, want daar is so menigte antwoorde en opinies oor wat is eintlik 'n wonderwerk, hoekom gebeur sekere wonderwerke met sekere mense en nie met ander nie. Dit is die vraag wat die dokter gevra het. Toe besef ek dat die saak is nie eintlik so eenvoudig en daar is verskillende antwoorde op hierdie vraag. Dit is vir ons as Christenmense baie belangrik om te verstaan dat God se weë is hoër as ons sinne en dat hy altyd met ons werk met 'n ewige wysheid en liefde. Selfs al verstaan ons dit nie altyd in die oomblik van smart nie, hy bly nog steeds goed vir ons. Ek kan baie dinge daaroor sê, maar kom ons gaan kyk net kortliks daarna. Dit laat my herinner aan Jesaja 55 vers 8 en 9 sê, want my gedagtes, sê die Here, is nie julle gedagtes nie. En julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. O geliefdes, wanneer 'n gelowige op 'n amper onverklaarbare manier bewaar of beskerm word in die midde van gevaar soos wat ek dit gehad het, maar iemand anders wat net so standvastig in sy of haar geloof is, sterf wel onder soortgelyke omstandighede. Beteken dit natuurlik nie dat God minder lief was vir die een wat gesterf het nie. Want ons moet besef dat hierdie lewe is nie ons einddoel nie. Die ewige lewe is ons einddoel, ons ware belofte en hoop. En soms gebruik God beproewings, selfs die dood van sy kinders, om groter dinge te bereik, dinge wat ons dalk eers in die ewigheid sal verstaan. Openbaring 14 vers 13 sê, salig is die wat in die Here sterwe van nou af. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg hulle.
Ons sien dan ook natuurlik in Hebreërs 11 dat baie gelowiges wonderwerke sal sien, maar dat ander gelowiges deur geloof gesterf het sonder om hierdie beloftes te ontvang. En dan noem die Here dat hulle ook getrou is. Dis die belangrikste gedagte is nie dat ons hier op aarde gaan gespaar word of nie wanneer ons in moeilikheid beland, maar of ons lewens in God se hande sal plaas en op hom te vertrou. In die Koning van die Eeue skryf die Geïnspireerde skryfster die volgende bladsy 224. God laat in sy wysheid toe dat sommige mense sterf, juis om hulle te red van die swaar kry wat voorlê. En dit was my 'n bemoedigende gedagte. Alhoewel ek geleef het 'n geliefde langs my gesterf. En hierdie het vir my troos gegee. God laat in sy wysheid toe dat sommige mense sterf, juis om hulle te red van die swaar kry wat voorlê. God is regverdig en getrou. Dis al aanspraak wat ons kan maak oortuigend. In alle dinge werk hy ten goeie mee vir die wat hom liefhet, volgens Romeine 8 vers 28. Geliefdes, ons word geroep om op hom te vertrou, selfs al verstaan ons nie die situasies ten volle nie. Ek wil eindig met Corrie ten Boom, haar gedagtes as 'n Jood wat in die konsentrasiekamp gelei het daar in Ravensbrück, sy en haar sussie Betsy, en hoe Betsy in haar teenwoordigheid dood is weens die kruiheid, die geweld van die nasies. Sy sê op 'n stadium, dikwels het ek mense hoor sê, hoe goed is God nie? Ons het gebid dat dit nie moet reën vir die kerk piknik nie. En kyk net na hierdie lieflike weer wat ons piknik net lekkerder maak en nie bederf het nie. Ja, prys die Here, hy is goed wanneer hy goeie weer stuur. Dan sê sy verder, maar God was ook goed toe hy toegelaat het dat my suster Betsy voor my oë van honger gesterf het in die Duitse konsentrasiekamp. En ek onthou sê sy een geleentheid waar ek baie moedeloos was, alles rondom ons was donker en daar was duisternis in my hart. Ek het vir Betsy gesê, ek dink God het ons vergeet, en my sussie het gesê, nee Corrie, hy het ons nie vergeet nie. Onthou sy woord, soos die hemel is bo die aarde, so is sy troue liefde oor die wat hom dien. Ons Here is goed vir ons. En dan sluit sy af deur te sê, Corrie ten Boom, daar is 'n oseaan van God se liefde en goedheid beskikbaar. Daar is genoeg vir almal. Mag God jou genade gee om nooit aan daai oorwinnende liefde en goedheid van hom te twyfel nie. Maak nie saak wat die omstandighede is, of jy leef of sterwe in sekere omstandighede nie. Mag die Here hierdie gedagtes in ons harte seën, terwyl ons hierdie week gaan ander. Kom ons buig ons hoofde. Liefdevolle Vader, dankie vir u goedheid. Dankie vir u liefde. En dankie dat ons u so kan vertrou, dat maak nie saak wat in ons lewens gebeur hier op aarde nie, of ons lewe of ons sterwe. Ons kyk uit na die hemel, want ons beloning is nie aards nie, maar om Jesus eendag op die wolke te sien kom.
Dankie daarvoor. Dankie dat U so goed vir ons is. In Jesus naam. Amen. 'n Geseënde week vir U almal. Lekker slaap.